Hallo almal en baie welkom. Vandag het ek iets 'n bietjie anders. Iets wat ek dink julle sommer baie gaan geniet. Ons gaan ons kennis toets met die groot gevoel en vriendskap vasvra. Ek is regtig opgewonde hieroor. Dis 'n lekker prettige manier om saam te leer. Jy weet, hoe om ons eie gevoelens 'n bietjie beter te verstaan en hoe om daai vriendskappe nog sterker te maak. So as jy gereed? Ek is. Kom ons spring dadelik in en speel saam. Reg, ronde 1. Hierdie een gaan oor iets wat ons almal elke liewe dag ervaar. Ja, ons gevoelens. Dis nogal belangrik, né? Want as jy verstaan hoekom jy voel soos jy voel, wel, dan sit soveel makliker om die lewens se op- en afdraandes te hanteer. OK, hier kom ons eerste vraag. Dink mooi. Wat moet jy doen as jy hartseer voel? Behalwe om nou net te huil. Wat dink jy? Die antwoord is: praat met mense wat vir jou omgee. Ja, dis 'n ongelooflike kragtige ding om te doen, want as jy daai gevoelens deel, voel dit letterlik asof 'n swaar sak van jou skouers afval. Goed, volgende een. Wat moet jy doen as jy kwaad voel? Daai borrelende gevoel, wat's die beste plan? Jy het dit reg geraai. Die antwoord is weer om te praat. Praat met iemand oor wat jou pla. Dis soveel beter as om uit te haal of iets te doen waaroor jy later spyt gaan wees, né? Om jou woorde te gebruik, dis altyd die slimste en sterkste skyf. Reg so, hier's 'n woord wat ons nogal baie hoor. Wat is empatie? Wel, empatie is wanneer jy regtig probeer verstaan hoe iemand anders voel. Jy ken mos daai gesegde om jouself en iemand anders se skoene te plaas? Dis presies dit. So sê nou jou maatjie is hartseer omdat sy hond weg is, dan probeer jy jou indink hoe jy sou voel as dit met jou gebeur het. Dis eintlik 'n regte superkrag as jy daaraan dink. En wat van medelee? Is dit dieselfde ding? Nee, en dis nogal belangrik om die verskil te ken. Medelee is wanneer jy nie net verstaan hoe iemand voel nie, jy doen ook iets om te help. Jy neem aksie, so jy gee daai hartseer vriend 'n drukkie of jy bied aan om saam met hulle te gaan stap. Dis empatie plus aksie. OK, nuwe vraag vir jou. Noem sommer net een vaardigheid wat jy kan gebruik om jou emosies op 'n goeie manier te bestuur. Wel, kyk hier is 'n hele lys van wonderlike idees. Om in 'n joernaal te skryf, byvoorbeeld, dis fantasties. Soms as jy jou gedagtes op papier sien, maak dit net meer sin. Of wat van om te gaan draf? Oefening is 'n briljante manier om stoom af te blaas. Al hierdie is great gereedskap om in jou persoonlike gereedskapskus te hê. Reg, laaste vraag vir ronde 1. En hierdie een is baie belangrik. Wat kan jy doen as 'n slegte gevoel net nie wil weggaan nie? Dit klou net aan jou vas. Wat dan? Die antwoord is eenvoudig, maar so kragtig. Praat met 'n beraader of 'n volwassene wat jy regtig vertrou. En onthou, om hulp te vra, dis 'n teken van krag, nooit van swakheid nie. Sjoe, fantasties gedoen met ronde 1. Julle is wraggies briljant. Goed, nou dat ons 'n bietjie meer oor ons eie gevoelens gesels het, is dit tyd vir ronde 2. Nou gaan ons kyk na die mense om ons vriende, ons familie. Dis reg, ons gaan alles leer oor veilige verhoudings. OK, hier gaan ons met die eerste vraag van die ronde. Noem 2 kenmerke van 'n veilige verhouding. Wel, kom ons kyk gou na die lysie. Respek, ondersteuning, eerlikheid, omgee. Dink gou aan jou beste vriend. Hulle ondersteun jou, selfs as jy 'n fout maak, né? En hulle is altyd eerlik met jou. Dis presies wat 'n veilige verhouding is. Jy sien dit en nog belangriker, jy voel dit. En dit lei ons sommer reguit na die volgende vraag. Wat laat mense in 'n veilige verhouding jou voel? Hoe voel jy as jy by hulle is? Die antwoord is eintlik die kern van alles. Hulle laat jou belangrik en veilig voel. Dis die groot toets, reg? Vra jouself af, hoe laat hierdie persoon my voel? Volgende vraag. Gee een voorbeeld van 'n veilige verhouding. Hier's 'n paar goeie idees. Dit kan jou familie wees, natuurlik, of daai een goeie vriend wat jou altyd respekteer. Selfs 'n onderwyser by die skool wat jy weet jy kan vertrou. Vat 'n oomblik en dink, wie in jou lewe is so 'n veilige persoon? OK, nou vir die ander kant van die saak. Wat is 'n onveilige verhouding? Wel, dis eintlik presies die teenoorgestelde van alles wat ons nou net gesê het. Dis 'n verhouding waar daar geboelie word, of waar daar glad nie ondersteuning of respek is nie. En kyk net hoe duidelik sien ons die verskil hier. Aan die een kant het ons respek en ondersteuning, eerlikheid en vertroue, jy voel veilig. Aan die ander kant,
Boelie, gebrek aan respek, manipulasie, geheime, dit laat jou onseker voel. Om hierdie verskille te kan raak sien, wow, dis 'n baie belangrike vaardigheid om te hê. So, kom ons raak spesifiek. Noem 2 dinge wat in 'n onveilige verhouding gebeur. En hierdie is groot, duidelike rooi vlaammense. Hulle boelie of beledig jou. Hulle ignoreer jou. Hulle probeer jou manipuleer. Hulle misbruik jou vertroue. Dis baie belangrik dat jy weet, nie een van hierdie dinge is ooit oukei nie. En wat is die nadele? Wat doen dit aan 'n mens? Noem sommer 2. Wel, dis presies hoe dit jou laat voel. Onseker, onveilig. Jy begin sukkel om mense te vertrou en jy voel jy moet altyd op jou hoede wees. Dit tap net al jou energie en jou geluk. Rag, hier kom dalk die belangrikste vraag van die hele vasvra. Wat is die heel eerste ding wat jy moet doen om 'n onveilige verhouding te hanteer? En die antwoord is presies dieselfde as met daai moeilike gevoelens. Praat met 'n betroubare volwassene. 'n Ouer, 'n onderwyser, 'n beraader. Onthou, dit wys hoe ongelooflik sterk jy is om vir hulp te vra. Dis altyd die eerste en die beste stap. En wat moet jy altyd onthou as jy jouself wil beskerm? Hierdie woorde is so belangrik. Jy het die reg op 'n veilige omgewing en hoef nie by mense te bly wat jou sleg behandel nie. Lees dit weer, dis jou reg. Moet dit nooit ooit vergeet nie. En dis die einde van ons vasvra. Wow, baie geluk. Julle het uitstekend gedoen. Ek hoop regtig julle het 'n paar nuwe goedjies geleer. Maar, voor ons groet, is daar een laaste superbelangrike reël. 'n Reël wat alles wat ons vandag bespreek het, perfek saamvat. So, waaroor gaan dit alles? Dis eenvoudig. Of jy nou met 'n moeilike gevoel sukkel, of jy's in 'n onveilige verhouding, die belangrikste reël van alles, die goue reël, is om altyd met 'n volwassene te praat wat jy vertrou. Altyd. Dink daaraan as die hoofsleutel wat enige moeilike deur kan oopsluit. En ek wil jou met hierdie laaste gedagte laat. Dink nou vir 'n oomblik, wie is die eerste persoon wat in jou kop opkom? Die persoon met wie jy kan praat as jy hulp nodig het? Het jy 'n naam, 'n gesig? Hou daai persoon in jou gedagtes, want om te weet wie daardie persoon is, wel, dis een van die kragtigste dinge wat jy kan hê. Baie dankie dat julle vandag saam gespeel het.